kant af ook goeiemôre as ek jou nog nie gesien het nie. Ons is in week 3 van 6 weke waar ons net tyd spandeer rondom die Onse Vader of in Engels the Lord's Prayer. Wat eintlik interessant is, dit moet eintlik wees the Disciples Prayer, want Jesus sê julle moet so bid, ons moet so bid. So ons is besig om tyd rondom dit te spandeer en die stukkie wat ons vanoggend gaan fokus op, het hierdie woorde in. En hê enige given situasie in jou gedagtes en hoor hierdie woorde oor dit. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Die Here beveel ons as sy volgers om so te bid oor situasies. Dit gaan my verstand te bowe, dat hy sê, so moet julle bid. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Die vraag is, hoe gebeur dit? Hoe word dit meer waar? Hoe kry ons oomblikke soos wat ons nou net beleef het op aarde? Ek dink hierdie slagspreuk van William Carey, wat amazing missionary was in Indië onder andere, groot werk daar gedoen het, sê dit so goed. Hy sê, expect great things from God. Verwag amazing hemelgoed van God. En dan aan die ander kant van die muntstuk, attempt great things for God. Ek hou daarvan, want dit sê vir ons iets van God se soewereinheid, sy preeminence, sy absoluut, hy's bo, hy's almagtig. En aan die ander kant sê dit vir ons iets, maar oor sy almag, sy soewereinheid, vat nie ons verantwoordelikheid weg nie. Die gevaar is, wanneer ons na so gebed dink, en bid, Here, laat dit so gebeur, soos in die hemel, so op aarde, dat ons besef hy soewerein, en pause by dit, en amper 'n passiewe ingesteldheid vat, in hierdie beginsel van soos in die hemel, so ook op die aarde, passief. Die ander kant, die gevaar is dat ons sê, maar ek moet die primêre posisie invat om dit te laat gebeur. Dis die ander kant van die gevaar. Maar dis wanneer die soewereinheid, die almag van God en ons verantwoordelikheid versoen raak, wat ons sien dat soos in die hemel, so ook op die aarde gebeur. Jy kan jou Bybel oopmaak by Matteus 6, vers 9. En ons gaan die Onse Vader of die disippels se gebed deur lees, almal saam, hardop. Ons gaan dit weer probeer. En dan gaan ons in die skrif inklim en 1 of 2 goed daar uithaal wat ons gebedslewe kan transformeer. Is hier iemand wat voel, man, ek dink my gebedslewe moet groei. Right? Laas jaar, toe ons oor hierdie feite gebid het, waaroor gaan ons preek, was hierdie een van die reekse wat uitgestaan het. Ek dink Anneke, julle het dit nog, skrik sy nou, jy het nou gelyk soos ek in die wiskunde klas van ouds. Het Anneke se groep hierdie preekreeks begin aan mekaar sit, verse kry, en die Here het met hulle gepraat en sê, ons moet hieroor preek. En dis my behoefte, dat ons almal groei in dit. So ek geprofeteer oor hierdie gemeente, dat hierdie gemeente 'n sterk biddende gemeente sal wees. So kom hy gaan vir ons bid, dat die Here ons verstande sal verhelder, soos ons in die woord gaan, en dan gaan ons die woord saam lees. Kom sluit die oë. Here, U is ons helper. Sal U asseblief deur U Heilige Gees, soos ons die skrif oopmaak, soos ons die woord verkondig vanoggend, ons lei in waarheid, sal U ons U wil leer, Here, vanoggend, ter wille van Jesus Christus. En almal sê amen. Okay, so jy kan in jou eie Bybel nou vol vir die oomblik, kom ons lees gou almal hierdie saam, en ek wil jou vra om te staan, uit eerbied vir die woord, ons doen dit nie altyd nie, ek wil jou herinner, hierdie is die woord van God, so kom staan saam met my, dan gaan ons hierdie paar verse saam lees. Is julle gereed? Moenie vooruit hardloop nie, moenie agterraak nie. 1, 2, 3. So moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom.
laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. Ek bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Jy is welkom om te sit. So net so vinnige konteks oor hierdie gedeelte. Dis die eerste diskours of gedeelte in Matteus van 5 groot gedeeltes waar Jesus self met autoriteit oor leer. Hierdie is die eerste gedeelte en dit handel oor hoe kan disippels koninkryks lewens lewe op hierdie aarde. Dis waaroor hierdie gedeelte gaan. Daar's 'n gedeelte van vas, gedeelte van gebed, daar's 'n gedeelte van vergifnis. Dis waaroor hierdie gaan, gebed. Hoe kan ons op aarde bid terwyl ons nog nie in die hemel is nie? En deels is hierdie hele lering van Jesus, die bergrede, 'n baie uitdagende etiek. Baie uitdagend. Hier is hoe jy moet leef. Julle wat gered is, leef so. Dis verskriklik uitdagend, maar is moontlik. En dis waar hierdie gedeelte inpas en ek dink dit kan jou help as jy na die Onse Vader kyk en sê daar's 3 petitions, smekings. Het jou kind al by jou iets gesmeek? Man, 'n chokkie. Sander julle, ouens, julle weet waarvan ek praat. Asseblief kan ek dit waarvan praat 'n smeking? 'n Smeking praat van 'n prioriteit van jou hart. Asseblief, ek soek dit. 'n Petition. Daar's 6 petitions. Die eerste 3 wat in geel is, laat U, gaan oor God se grootheid, sy preeminence. Dis waar gebed begin. Kyk, Marshall, sekerlik die beste preek van die jaar laasweek gepreek, as jy dit gemis het, gaan luister, wat daaroor handel. God se grootheid, eer hom, soek hom. Dan die volgende 3 gaan oor ons provision. So preeminence, provision. Here, gee ons vandag ons daaglikse brood. Dis een manier om jou help te onthou waaroor die Onse Vader gaan. 'n ander manier op die volgende slide is 'n klomp, daar's 'n praise, daar's 'n petition, daar's ons bid vir provision, ons bid vir peace, en daai peace, by the way, ons gaan daarby uitkom, is baie te doen met verhoudings. Dan bid ons vir protection en ons bid vir power. Dit help my om hierdie gebed te vat kamer toe en dit te gaan bid. En is interessant om te sien, dit eindig by krag. Dit eindig by 'n gelowige wat wegstap met die krag van God. Gebed is 'n bietjie soos petrol in die gelowige se lewe. Dit laat ons beweeg. Dit laat ons groei. Dit laat ons volhard. Right? En 'n kragtige Christen lewe het altyd agter hom 'n kragtige gebedslewe in die binnekamer. En dan sê Jesus in vers 10, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. As ons enigstens hierdie gaan reg verstaan, en gaan bid, en gaan uitleef, gaan ons moet verstaan, wat bedoel Jesus by die koninkryk? Sê gou vir die persoon langs jou, in 10 sekondes, wat is die koninkryk? Ons moet vir dit bid. Okay, dis alright. Kom pos net daar. Dan sê jy daar, so as ons wil reg bid, gaan ons moet verstaan wat die koninkryk is. As ons gaan reg bid, moet ons verstaan wat sy wil is. As ons gaan reg bid, moet ons verstaan wat is die verband tussen die koninkryk en sy wil. En as ons hierdie gebed gaan bid, gaan ons moet verstaan hoe gebeur sy koninkryk, sy wil in die hemel. En dis dinge waarna ons gaan kyk en dit gaan ons help om te groei in hoe ons bid. Die koninkryk van God, eenvoudig gesê, is die heerskappy, is die rule, the reign of God, sy kingship van Jesus, in die harte van mense. Dis die heerskappy van God, dis die koningskap van God, dit's the rule and reign of Jesus in the hearts of men. Laat U koninkryk kom.
Ons moet ons nooit uithaal uit die Onse Vader. Die Here, laat u koninkryk, u heerskappy kom in my hart. Elke area van my lewe. Dis die koninkryk van God. Die koninkryk van God, volgens Kolossense 1:13 is ook, dis nie 'n area nie. Maar die koninkryk van God kort 'n area om te manifesteer, 'n hart van 'n mens. En daarom sê Paulus in Kolossense 1:13, hy het julle gered uit die donkerte en he has transferred you, hy het jou oorgedra na die koninkryk van God. Hy het jou in hierdie plek gesit waar jy nou kan groei. Hy het jou onder sy koningskap, onder sy heerskappy ingesit. Die koninkryk van God. En dan staan daar, laat u wil geskied. Die wil van God, soos Jesus hierna verwys, in Engels verwys na the preferred will of God. God se behoefte. God se hart vir 'n sekere situasie en vir 'n sekere mens. En wie weet dat dit kan aanvaar of verwerp word? Het jy al 'n behoefte gehad vir jou kind en die kind doen dit nie? Dis 'n bietjie soos dit. Dis 'n goeie vader wat die beste het vir sy kind en dan sê die kind nee, dankie soms of ja, ek doen dit soms. Dis waarna hierdie wil verwys. Die volgende een kan jy sien, it's the preferred will of God, as jy die oorspronklike taal gaan ondersoek, and it can be accepted and rejected. It's not the permissive, die toelaatbare wil van God. Dis nie dit nie. Dit sal gebeur ongeag. Dit is soos die woord van God sal nie leeg terugkeer nie. Dit gaan gebeur. Jesus gaan terugkom. Dit is soos wanneer die duiwel, wanneer God eers na die duiwel toe gaan en sê, het jy my dienaar Job gesien? En dan wil die duiwel Job tuister. En dit word toegelaat deur God. Job het nie 'n keuse gehad nie. It could not have been accepted or rejected. It was the permissive will of God. Dis soos in Lukas, ek dink 22, waar die duiwel kom by Jesus en hy sê, ek wil vir Petrus sif. Ek wil uitlink dat hy heeltemal die geloof verlaat. En dit word toegelaat, maar Jesus bid vir Petrus sodat dit nie gebeur nie. So die wil van God wat Jesus sê waartoe ons moet bid is die preferred will, dit is my hart vir jou en ons moet dit afbid aarde toe. En dan, hoe het sy wil en hoe geskied sy koninkryk en sy wil in die hemel? Dink gou daaraan. Hoe lyk sy heerskappy, sy rule en reign in die hemel? 50%? 75 op 'n goeie dag, dalk Sondag 75? Ten volle. Hoe geskied God se wil in die hemel? Ten volle. Hier's 'n Psalm, het ek hom daar opgesit, Psalm 103. Prys die Here, julle wat sy boodskappers is, dit praat van die hemel, sterk helde wat sy woord uitvoer, deur sy bevele te gehoorsaam. Loof die Here, al sy hemelse magte, dit praat van engele, sy dienaars wat sy wil volbring. Sy koninkryk, sy wil word ten volle volbring in die hemel. Daar's geen rebellie teen sy wil nie. Daar's 'n absolute heerskappy, rule en reign van God in die hemel. Hou van wat hierdie een Bybel 'n teoloog gesê het, George Ladd, dink hy was van Canada. This prayer is a petition for God to reign, to manifest his kingly sovereignty and power, to put to flight every enemy of righteousness and of his divine rule, that God alone may be king over all the world. En Jesus sê, okay, bid soos dit daai goed daar is, bid dat dit so hier sal wees. Nommer 1, gee hierdie gebed my hoop, dat eendag gaan dit so wees. Eendag gaan daar 'n tyd kom, wat ons in die hemel is by hom,
en sy rule en reign, righteousness sal seevier, daar sal geen boosheid, geen ewel. Daai blote gedagte, terwyl ek dit bid, geef my hoop. Dit help ons om nie van ons trollies af te raak, wanneer goed chaos gaan om ons nie, reg? Dit gee ons 'n balans, want dit kom. Kan dit dalk wees dat ons gebede te flou is vir God? As ons weet hy sê, soos in die hemel, so ook op die aarde. Kan dit dalk wees dat ons soms met die behoeftes wat ons bring, laer is as wat dit wat hy wil doen in ons lewens? Ons moet smeek vir hierdie goeders. Expect great things from God. Attempt great things from God. Sy wil moet geskied. Dis juist die probleem. Is jou wil soms loodreg teen God se wil? Jy het al agtergekom? Soms bots God se wil met my primêre behoefte. En dan is daar 'n gestoei of 'n rebellie. Dit gaan dit vir jou makliker maak as jy onthou wat God se wil is. God se wil is die beste wat hy kan bied vir sy kinders. Dis ek verstaan nie, Here, hoekom sê U moet ons nie saam slaap voor die huwelik nie? Ek verstaan, Here, maar dis die beste wat U vir ons as U kinders wil bied. So hoef dit nie te verstaan nie. Verstaan net die inherente karakter van sy wil. It's good, it's pleasing and it's perfect. Gebed is die plek waar ek my wil, my menslike behoefte verruil vir God se goddelike behoefte. Dit is letterlik die definisie van gebed. Kyk gou die volgende ene. Daai verskriklike aggressiewe woord in Grieks. Literally, this is what it means. To interact with the Lord by switching human wishes and ideas and ambitions and priorities for His wishes as He imparts faith. Die definisie van gebed trek my na gebed. Want as ek na dit kyk, dan sê ek soos, ek het genoeg om oor te bid. Ek het genoeg goed wat moet geswitch word in my lewe, sodat sy wil op aarde in my lewe en deur my, daar is genoeg om te ruil. Is daar dalk behoeftes, ambisies, prioriteite in jou lewe, wat die Heilige Gees jou in hierdie oomblik aan herinner, wat verruil moet word deur gebed? Jesus leer ons nie net hoe om te bid nie. Jesus leer ons ook hoekom ons moet bid. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Hoe geskied sy wil? Hoe kom sy koninkryk hier op aarde? As ek dink aan dinge wat moet verruil word in my lewe, dan is dit baie keer die gemak versus gaan uit en maak disippels. Dis gemakliker om by jou huis te sit, as om uit te gaan, selfs as jy nie weet waartoe nie, in die strate van Okahanja en gesprekke met mense te hê. Laasweek het ons Connect groep, my Youth Connect groep, Marshall, is jy hier? Hy was hier so, ek dink hy's dalk by die kinderkerk, Dalton, Joachim en AJ, ons het uitgegaan in die straat en die God-test gaan doen. Met mense gaan praat, en dit was vir hom gemaklik. Maar ek weet die Here wil hê, ons moet dit bid, Here, verruil hierdie, my gemak, vir U glorie, en dan wil hy nie net hê ons moet bid nie, maar na die amen is daar iets om te doen. Daar's 'n gelowige gebed in die binnekamer,
En dan sal gelowige optrede buite daai binnekamer, nou gaan doen dit. En Jesus doen dit in ons, terwyl ons bid, gee hy vir ons daai geloof. He imparts faith, soos ons hierdie dinge verruil. Een van die mooiste voorbeelde vir my is in Matteus 26 van hierdie beginsel van verruil jou wense met God se wense. Dis Jesus in die tuin van Getsemane. In sy menslikheid weet hy in sy godheid weet hy wat voorlê. Die woede van God, al die skuld van alle sonde, moord, verkrachtings, alles, gaan op Jesus uitgegiet word. Jesus, jy gaan skuldig staan. God, die Vader se woede, gaan leeggemaak word op jou. Maar net daai idee maak my verskriklik bang. En dan val Jesus, sê die skrif, op sy gesig neer, 'n posisie van humility, van submission, van ek lê my lewe voor U oop. Here, as dit kan, laat hierdie beker verby my gaan. Maar nogtans, nevertheless, Here, laat U wil geskied, nie myne nie. Man, dis die mooiste voorbeeld van changing wishes. Dis 'n God wat met God se eie wense verruil daar. Kan jy dit glo? Maar baie keer is ons meer soos 'n Jona, reg? Jona gaan na Nineve. Jona koop 'n kaartjie. Hy gaan loodreg in die ander rigting Tarsus toe. Hy klim op 'n boot, daar gaan hy. In plaas van submit to the will of God, sprint hy van die wil van God. Wie weet dat dit is 'n slegte idee? Het iemand dit al in hulle lewens gedoen? Man, ek onthou toe die Here ons ingeroep het in bediening, ons het bietjie gesprint. Ek was bang. Hoe gaan ons eet? Ek sien al die ouens, hulle is so arm. Hulle is besig en arm. Dit klink nie vir my soos lekker dinge daai nie. Sprint. Dis wat met Jona gebeur. Jy weet, hy sink tot op die bodem van die see, seegras om sy kop, daar in een of ander massive vis, Tommy, ek probeer altyd wonder, wat is dit daai vis, want ek wil daai vis vang, right? En hy smaak, dan is hy so vis, smaak nie lekker nie, so groot vis. Kijk, kom terug, dis my skuld daai, ek own hom. Seegras, laagste laag, donker plek, dit pong 10 die een daar binne en hy bid. En soms beleef ons sulke donker oomblikke in ons lewens, omdat ons sprint van die wil van God, in plaas van submit tot die wil van God. Dis nie alle storms se storie nie, maar dit was Jona se storie, en soms is dit ons storie. Soms stuur Jesus jou in 'n storm in. Hey, ouens, kom klim in 'n boot, kom gaan oor hierdie see van Galilea. Storm. Daar was nie sonde nie, daar was nie 'n sprinting nie, daar was in feite gehoorsaamheid. Alle storms is nie as gevolg van dit nie, maar dis Jona se storm. En miskien is dit tans waar jy is. Hier's wat Jona doen, hy bid. God beveel die vis om hom uit te spoeg op die strand. En daarna, hoofstuk 3, die woord van God het weer, 'n tweede keer, God se barmhartigheid, wanneer ons bekeer, wanneer ons sê jammer, het 'n tweede keer gekom, dieselfde woord, go. Hier gaan hy, en dan lees ons hierdie. And the people in Nineveh believed in God. Die koninkryk van God kom, soos die mens die wil van God gaan doen. Hoor jy dit? Die koninkryk van God kom op aarde, soos die mense van God die wil van God gaan uitvoer, gaan doen. Dit is die verband tussen die koninkryk van God en die wil van God. Die koninkryk kom, soos ons selfs Jesus het nie net gebid, laat hierdie beker by my verbygaan en weggestap van die kruis af nie. Hy het gesê, maar U wil. En toe stap hy reguit na die kruis toe. Sien jy hoe die koninkryk van God in ons lewens en deur ons lewens kan kom? Die wil van God is nie iets om te sprint van nie, maar te submit van. Ek wil afsluit deur vir jou 2 praktiese
dinge kan gee waaroor jy kan bid en dan iets rondom dit in geloof gaan doen. 2 dinge wat guaranteed, hierdie is die wil van God. En as die wil van God gedoen word, dan vorder die koninkryk hier op aarde. Dan kom dit, soos in die hemel, so op aarde op 'n manier. Hier is die eerste ene. 1 Tessalonisense 4 vers 3. For this is the will of God. Dit is nie onduidelik wat volg nie, reg? Hierdie is die wil van God. Kyk gou vir die persoon langs jou en dan gaan jy so, your sanctification. Maar smile net, your sanctification. En as jy nie weet wat jy nou gesê het nie, moes jy dit nie gesê het nie. Jou heiligmaking. Dit is die wil van God, jou heiligmaking. Ons behoort ons nie uit die Onse Vader uit te haal nie. Het jy al gebid, maar dan bid jy uitdink, Here, verander asseblief daai mense. Here, hulle is dan so 'n probleem, laat U wil daar geskied, laat Die koninkryk daar kom. Het jy dit al gedoen? Jou gebed raak eintlik 'n preek. Want jy wil vir hulle stuur, die voice note. Hey ou, ek het vir jou gebid, dat jy moet verander. Jou kwagga. Amen. Right? Maar nee, your sanctification. Laat U koninkryk in my lewe kom. Here, hoe ek my finansies hanteer, laat U koninkryk kom. Here, my gedagtes, laat U koninkryk kom. Here, hoe ek my 24 uur, 7 dae 'n week spandeer, laat U koninkryk kom. Here, hoe ek praat, dan moet nie vuil woorde, Here, laat U koninkryk kom. Here, hoe ek disippels maak, laat U koninkryk kom. Man, die afgelope 2-3 weke, wat ek in hierdie skrif is, kom ek nie verder as Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, die prysgedeelte, en dan hierdie petition gedeelte. Here, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Ek kom amper nie verder as dit nie, want daar is soveel om te prys, en daar is soveel dinge wat moet verander in my lewe. As jy jou lewe, jou gebedslewe wil transformeer, begin dit doen. Begin by God. Kyk op na God en begin human wishes ruil met divine wishes. Kantnota. Your sanctification is best experienced in spiritual community. Jou heiligmaking word die beste beleef as jy nie op jou eie stap nie. Daar's daai gebed, Here doen dit, en dan is daar 'n geloofsdaad, plug in to spiritual family. Word deel byvoorbeeld in ons konteks van 'n connect groep. Want hier groei ons saam. Hier is ander mense om jou wat jy aan verantwoordbaar kan wees, wat vir jou kan bid. Soms dink ons, dis net ek en God. Pas op dat dit nie net jy op die einde is nie. Maak seker, jy kom in 'n connect groep, in 'n familie. God voeg jou toe by 'n liggaam. En hy maak nie 'n fout as hy dit doen nie. Hy voeg jou toe in 'n liggaam en hy maak nie 'n fout as hy dit doen nie. Die laaste ene is, die eerste een was, your sanctification, dis sy wil, their salvation, is die ander een. My heiligmaking, hulle redding. Hier is die vers, jy kan hom opsit daar, Sonja. This is good and it's pleasing in the sight of God our Savior, who desires, daai woord desires, die stamwoord in die Grieks is presies dieselfde woord as laat U wil. Dis die meat van die woord, is daai woord, desire all people to be saved and come to the knowledge of the truth. Dit is die begeerte, dit is die wil van God, dat alle mense, jou familie, jou bure, jou werkskollegas, die mense by die ouerhuis, jou familie in Suid-Afrika, wherever, dis sy begeerte, dat almal tot inkeer sal kom, dat almal sal gered word. Bid ons vir dit. Onthou jy hoe 'n kind smeek vir 'n sjokolade?
A petition speaks of a priority. Dis 'n smeking. Wanneer laas het ons op ons knieë geval en soos gesmeek dat die Here vir Danny, die moslim, die Pakistani wat ek ontmoet het laasweek sal red? Wanneer laas het ons gesmeek vir ons familie? En wat doen ons as ons sê amen? Die wil van God, wanneer dit gebeur, gebeur sy koninkryk, geskied dit. Die wil van God is, Here, ons weet net U kan vir Danny red. En daarom bid ek, Here, sal U dit doen? Here, gee vir my die wysheid, maar sal U dit doen? Ek plant 'n saadjie, ek maak nat, but you give the growth. Ek is absoluut afhanklik van U. Alle autoriteit behoort aan U. Amen. En dan gaan jy met daai geloof en gaan deel die evangelie met daai persoon. God se soewereinheid, ons het 'n verantwoordelikheid. Jesus het in Matteus 16 vers 19 die sleutels, nou het ek my sleutels verloor, ons het altyd 'n sleutelprobleem. Het iemand vir my 'n sleutel? Belinda het hom nie hierdie keer nie. Die sleutels van die koninkryk word aan Petrus gegee, Matteus 16:19. Dan, in Matteus 18:18, vat hy hierdie sleutels en hy gee dit vir al die disippels. Hy sê, wat julle oopsluit, sal oopgesluit wees in die hemel, en wat julle oopsluit op aarde, sal ook oopgesluit wees. Hy gee vir hulle autoriteit, hy delegeer autoriteit. Hier is die sleutels van die koninkryk, kerk, go. Die sleutels van die koninkryk, sien ons, Petrus gebruik dit in Handelinge 2. Hy preek vol van die Gees, 3000 mense kom tot bekering. Jesus het alle autoriteit, hy delegeer autoriteit, hy sê bid, maar hy sê ook gaan met hierdie autoriteit en gaan verkondig. En so sal jy sien dat die koninkryk sal kom, sy wil sal geskied, om jou, in jou vriende, hou net aan. Hou net aan op jou knieë wees voor God, hou net aan op jou voete kom voor daai mense en vertel van God. Het jy iemand waarvoor jy tans smeek? Miskien het jy ophou smeek. Die Here wil jou bloot herinner, moenie ophou nie. Saint Augustine het dit gesê, without God, we cannot. Daarom bid ons, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Daarom bid ons eers. Without God, we cannot. Without us, God will not. Dis 'n misterie wat ek nie vir jou kan oplos nie. Hoe is dit dat God ons as instrumente van sy desires wil gebruik op aarde? Hoe is dit? Dis 'n misterie, maar tog is dit waar. En ek wil afsluit deur vir mense te bid vanoggend. Nee, skus, ek wil afsluit deur vir jou te vra, sal jy gou na die persoon langs jou toe draai, iemand wat jy ken, en bid vir Saterdag, wanneer ons in hierdie strate van hierdie dorp vir mense gaan vra, kan ek vir jou bid? Dit gaan die vraag wees. Sal jy asseblief bid vir dit? Want as God ons nie vooruit gaan nie, gaan ons nie die genesing sien nie, gaan ons nie die redding sien nie, gaan ons nie die koninkryk sien kom nie. Sal jy asseblief elkeen 'n 30 sekondes gebed vir dit nou doen? Right, is jy by? Is dit duidelik? 30 sekondes, dan switch jy. Go. Amen, amen. Jy kan jou oë so toe hou, amen. Kom ons pause net daar, hou jou oë toe, ons wil in 'n omgewing van gebed bly, maak jou oë toe. Ek wil graag afsluit deur vir mense te bid wat tans voel, man, ek is daar waar Jona was. Ek is op daai lae plek. En of dit nou is omdat jy sprint van die wil van God of God jou in 'n storm gestuur het, dis nie wat tel vanoggend nie. Ek wil vir jou bid. Soos daar iemand van julle, soos ons oë sommer net toe is, as jy weet dit is jy, wil jy nie net vir my oogkontak maak, dan weet ek kan saam met jou bid. Maak net vir my oogkontak. Dankie. Yes. Dankie daar. Dankie Tannie. Thanks. Yes. Dankie. Here. U is die een wat met een sin 'n storm kan stilmaak.
een woord, bid daar, en dit kan gebeur. Here, soms is ons onseker oor wat U wil is met die storm. Here, as dit is, omdat ons sprint van U wil, sal U dit nou uitwys in ons harte. En mag ons Jona volgdae draai. Here, as dit is, dat U is besig om ons meer soos Jesus te maak, omdat U ons gestuur het in hierdie storm, wil ek, Hebreërs 13, oor ons bid. Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, may that God equip you with everything good for doing His will. Here, ek bid dat U volharding sal skenk, dat U hoop sal skenk, dat U geloof sal skenk, dat U wysheid sal skenk, deursettingsvermoë sal skenk, vrede en vreugde. Al hierdie dinge is by U en kom van U. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Expect great things from God. Attempt great things for God. Ons sien jou deur die week. Ek wil jou herinner om saam met ons te kom bid Saterdag. Ons sal ook uitstuur en kom ons gaan drink 'n lekker koffie saam. Amen.